Goeiedag en baie welkom by vandag se video nog steeds in die hoofstuk van eksponente. In vandag se video gaan ons kyk na vergelykings met rasionale eksponente. So onthou nou vlugtig weer, rasionale getal is 'n getal wat geskryf kan word as 'n breekvorm. In hierdie geval gaan ons breekvorm wees m gedeel deur n. So om 'n vergelyking van die vorm waar jy nou in jou eksponent x tot die mag m gedeel deur n in jou eksponent 'n breek het, gaan ons dit op 'n spesifieke manier gaan oplos. So, eerstens, ons gaan aan die linkerkant en aan die regterkant van die vergelyking gaan verhef met die resiprook van die eksponent. So as jy nou kyk na jou hakkies, dan gaan jy sien ons het nou daai oorspronklike linkerkant in 'n hakkie en dan het ons die resiprook m gedeel deur n, se resiprook is n deel n. So ons verhef daai hele mag dan tot daardie resiprook. Maar omdat dit 'n vergelyking is wat jy links doen, moet jy natuurlik ook regs doen. Nou volgens eksponentwette gaan ons dus dan aan die linkerkant kry dat die eksponent binne die hakkie maal ons met die eksponent buite die hakkie en dit gee dan vereenvoudig vir ons dan tot 'n eksponent 1 toe, so x tot die mag 1. Aan die regterkant het ons dan a tot die mag n gedeel deur m. Daar is 'n paar spesiale gevalle om in gedagte te hou wanneer ons met hierdie tipe vergelykings werk. So, ons beskou die vergelyking x tot die mag m gedeel deur n wat gelyk is aan a. Nou ons eerste geval is wanneer a positief is, so met ander woorde, dit is die waarde aan die regterkant, en waar m, dit is die teller van jou rasionale eksponent, 'n ewe getal is. Wanneer dit hierdie geval is, dan gaan x uitwerk op 'n plus minus a tot die mag n gedeel deur m. So met ander woorde, daar gaan twee moontlike oplossings wees, 'n positiewe antwoord en 'n negatiewe antwoord. Die tweede geval is wanneer jou a dan nou negatief is, en dan kan nou die m of die n, met ander woorde, dis die teller of die noemer, wat dan ewe is. Nou wanneer dit gebeur, is daar geen oplossing moontlik nie. Hier is vir jou 'n opsomming van presies hierdie spesiale gevalle. So die eerste geval is waar a positief is, en as ons dan nou kyk, het ons gesien, die eerste geval het gesê dat wanneer ons m, ons teller, ewe is, het ons dan 'n plus-min antwoord gekry. So kom ons kyk gou wat gebeur as m byvoorbeeld onewe is. Nou wat gaan gebeur is, as jy dan nou kry byvoorbeeld 'n x tot die mag 3 op 5, wat gelyk is aan 8, gaan ons dan nou weerskante gaan maal, dit verhef tot die resiprook van daardie 3 op 5. So met ander woorde, ons gaan kry 8 tot die mag 5 op 3. Wanneer ons dan 'n onewe en 'n ewe het, ons dit kan selfs 'n negatief ook hê, so x tot die mag minus 5 op 2 is gelyk aan 32, kan ons dan gaan sê x is 32 tot die mag minus 2 op 5. So onthou, daardie minus gaan maak dat jy eintlik het 1 gedeel deur 32 tot die mag 2 gedeel deur 5. Nou 32 kan natuurlik nog as priemfaktore geskryf word, 2 tot die mag 5, en dan gaan hy nog bietjie verder kan vereenvoudig. Wanneer ons nou egter die ewe teller het by ons rasionale eksponent, sien ons in die voorbeeld dat x tot die mag 2 gedeel deur 3, so let daar op die 2 is 'n ewe getal, is gelyk aan 9, so jou a is positief. Dan gaan ons altyd kry x is gelyk aan plus minus die 9 tot die mag 3 op 2. Want onthou, daai 2 op 3 rasionale eksponent kon ons eintlik geskryf het in hakkies x tot die mag 'n derde in hakkies, en dan word daai hele hakkie vermag tot 'n 2. So met ander woorde, dis eintlik 'n hakkie kwadraat. En enige iets gekwadreer beteken altyd vir jou daar gaan twee oplossings wees. Wanneer a dan nou negatief is, so dan kyk ons nou na die tweede tipe geval. Het ons dan nou gesien dat wanneer ons hetsy by ons teller of by ons noemer 'n ewe waarde het, dan gaan daar geen oplossing wees nie. Met ander woorde, jy kan nie met 'n negatiewe antwoord daar sit nie. Goed, so gaan kyk gerus bietjie na voorbeelde daarvan. Nou, hoe los ons hierdie vergelykings op? Nou, 'n paar wenke. Eerstens, isoleer eers die mag. Met ander woorde, dit kan gebeur dat daar gestaan het x tot die mag m gedeel deur n plus a
is gelyk aan 0. So met ander woorde, jy wil eintlik eers hê 'n mag gelyk aan 'n mag, 'n eenterm gelyk aan 'n eenterm. Nou die ideaal is natuurlik om die grondtalle dieselfde te kry, maar dit gaan nie altyd so wees nie. Maak gebruik van eksponensiële vergelyking tipes. So gaan kyk weer na die vorige video wat ons dit behandel het. So die 3 tipes wat ons gekry het was jou basiese tipe, die gemeenskaplike faktor, die GGD tipe en dan natuurlik die kwadratiese 3-term tipe. Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde. So in hierdie eerste voorbeeld het ons x tot die mag 1/3 is gelyk aan 3. So om vir x op te los, gaan ons weerskante verhef tot die resiprook. So x tot die mag 1/3 sit jy dan in hakies, alles tot die mag 3 op 1. 3 op 1 is ons maar dieselfde net as 3, so jy sal sien aan die regterkant het ek net geskryf 3 tot die mag 3. So aan die linkerkant, met behulp van eksponentwette, kry ons dan dis net die x, en 3 tot die mag 3 is 27. Die volgende voorbeeld waarna ons kyk is x tot die mag 2 gedeel deur 5 wat gelyk is aan 4. So hierso sien ons dat ons a, wat aan die regterkant is, die 4 is positief, en let dan ook, op die teller van jou eksponent is 'n ewe waarde. Weereens, verhef weerskante met die resiprook, so dis tot die mag 5 gedeel deur 2, maar omdat ons nou het dat die teller 'n ewe getal is en ons a is positief, werk ons antwoord is dan nou uit op 'n plus min 4 tot die mag daai resiprook 5 gedeel deur 2. As ons dan na die 4 gaan skryf as 'n produk van priemfaktore, genaamd 2 tot die mag 2, sal jy dan nou sien dat die 2 in die hakie, die eksponent daar, en jou noemer gaan dan mooi vereenvoudig, met ander woorde ons kry plus minus 2 tot die mag 5, wat dan natuurlik plus minus 32 as 'n finale antwoord gee. As ons na hierdie geval kyk, sien ons dan dat ons a-waarde wat aan die regterkant is 'n negatiewe waarde, en ons het dan ook dat ons teller is dan ook 'n ewe getal. So hierdie is nou spesifiek daai tweede geval waarna ons gekyk het, en in hierdie geval is daar dus dan nou geen oplossing moontlik nie. Die laaste ene wat ons bietjie gaan kyk, is na daai ander tipes wat ons gaan sien. So, eerstens sien ons daar's 'n 3 maal x tot die mag 3 op 5. So heel eerste gaan jy gaan deel met die 3. So minus 24 gedeel deur die 3 gee vir jou minus 8. Nou kan ons ander wette begin toepas. So ons gaan weerskante verhef tot die resiprook, so dis tot die mag 5 gedeel deur 3. So ons sien wel ons het 'n negatief na aan die regterkant, maar nie ons teller of ons noemer van ons eksponent aan die linkerkant is ewe waardes nie, en daarom kan hy wel oplos. So, 8 word geskryf as 2 tot die mag 3, so let weer daarop, dat die priemfaktore wat jy kry, se eksponent is dieselfde as die noemer van die rasionale eksponent buite die hakie. Wat beteken, dit kan lekker vereenvoudig, so ons kry ons finale antwoord gaan wees, minus 2, dit alles in hakkies tot die mag 5, want onthou, daai tot die mag 5, gaan natuurlik na die minus toe ook. So 'n minus tot die mag 5 bly 'n minus, en 2 tot die mag 5 gee dan vir jou die 32. Daar is nog heel party voorbeelde in die handboek wat jy kan gaan deurwerk, voor jy met die huiswerk begin, en maak seker dat jy ook die vorige video mooi bestudeer het, voordat jy hierdie huiswerk doen. Lekker werk!